Amen. Daar's poppekas. Julle sal dit nie glo nie. Wel dan, het jy gewen? Ja. Hoe gaan we dit? Mooi. Mooi. Hallo vir jou, mooi. Oké. Goeiemôre julle. Hoe gaan dit? Mooi, mooi. Hoe gaan dit? 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 Hey, hoe gaan dit? Mooi. Goed, mooi. As hy, goeiemôre julle. Ons het 'n maatjie wat vir ons kuier. Wil iemand raai wie dit is? Wil jy raai Jan? Okay. Wat raai julle? Wie's daai? Mimi. Mimi. Is jy hier? Mimi. Hallo maatjies. Sien julle hoe stout is hy? Mimi. Mimi, kom ons roep jou gou-gou. Hoor jy? Ja, roep my, laat ek by die regte deur inkom, Dominee. Ja, asseblief. Kom by jou huis se deur in. OK. Kom ons roep haar gou-gou. Is Mimi Mia Smit van Elisenheim. Yes, alright. 1 2 3. Mimi Mia Smit van Elisenheim. Hallo Mimi. Hallo Dominee. Hoe gaan Hallo dit? maatjies. Hierso is 3 6 7 hier's 20 maatjies hiervoor. Wow. Ja. Wow, Al die hallo maatjies. maatjies. Ja. Ja. Hoe gaan dit Mimi? Ek het nou net gehoor ek veronderstel om sê mooi. Ja, mooi. Gaan Ja. mooi. Ja, sê mooi. Ja, mooi. Mooi, mooi. OK. Ja, Dominee moet- sal jy nie moet- glo wat gebeur het hierdie naweek nie. Hierdie naweek, jy moet Ja. baie mooi praat, hoor jy? Jy moet lekker hard praat, laat ons kan hoor wat jy sê. Okay Dominee. So die naweek het ek is saam met oupa in die velde geploeg met die trekker en toe bars die trekker se band. Oh, Ja, het julle gehoor wat gebeur het? Sy en oupa het geploeg in die velde en toe bars die trekker se tyre. ja, Oei, maatjies dis baie het julle al ooit gaan sit met 'n papband. Ja, dan jy kan nie reguit ploeg met 'n afband nie. Ja, Ja. dan moet jy die band verander, maar dit help nie as mens nie 'n band het nie. Ja, dis nogal sleg, né? So oupa se trekker se band het gebars toe het hy nie 'n ekstra band nie. Né? Ja, Dis nou baie sleg. ja, En oupa het gesê hy moet daai naweek ploeg, né? Ja. Voordat die goed ryp. ja, alles so vrot geword het, Dominee, so Oh. ons moes. Dit Oei. was baie erg. Ja. Ja, en toe raai wat doen oupa toe? Wat doen hy toe? Ja, raai. Toe spring hy op en af en gooi sand in die lug. Nee. O, Hulle wat maatjie raai- raai. Wat raai julle het oupa gedoen? So Jan verjaarsdag maatjie wil raai. Hoe het hy 'n band geruil as hy nie nog 'n band het nie? Nee, hy kon nie band ruil nie. Wat het hy gedoen, Mimi? So oupa, ek het gedink oupa gaan uitfriek, want Ja? ek sou uitfriek. Ek het ook so Dominee. gedink, ja. Ja, en toe sit oupa net rustig en hy haal diep asem en toe begin bid hy. Dis mooi. Ja, dis bietjie vreemd. Hoekom is dit vreemd? Dominee, want enige ander oupa sou net begin gil en skree het van moedeloosheid, maar Ja. oupa is anders as Oupa is die 'n ander ander oupa. oupas. Ja, Ja. hy het begin bid, hy was rustig en toe, raai wat gebeur toe? Toe val 'n tyre uit die hemel uit. Amper, O, toe kom oupa se buurman en hy het toevallig 'n ekstra trekker tyre op sy jy sal dit nie bakkie se glo nie. bak. Regtig? Ja, ja, wat? Agter op sy bakkie ekstra tyre. Ja. En toe? En toe ruil ons die tyre en toe hou ons aan ploeg en toe's alles oukei. Het julle vir Jesus dankie gesê? Ja, oupa het toe gesê dit is glad nie omdat oupa oulik is of oupa rustig is nie, dis alles Jesus. Ja. Ja, dis soos Petrus in die storm. O, ja. Ja, verduidelik bietjie. Ek wonder of 'n maatjie dalk die storie ken, Dominee. Van Petrus in die storm. Ja, Ken julle die storie? Groot storm. toe En slaap Jesus in die bootjie en toe staan hy op en hy loop in die water, so ietsie. Ek dink jy gooi 2 stories nou in een pot. Maar ons gaan vandag na die nie die storie kyk waar Petrus op die water saam met Jesus loop nie, ons gaan na die storm kyk
wat hulle gevang was. Daai was ook 'n storm, maar ons gaan 'n ander storm kyk. Ja. Okay. Maar dis baie dieselfde, né? Ja, Soos onthou toe Petrus sou verdrink het en toe sê Jesus, kyk net na my. Ja. Ja. Hou die oë op my gerig. Ja, as oupa gekyk het na sy papband, dan sou sy band pap gebly het, maar Ja. toe kyk hy net na Jesus. Toe kyk jy na Jesus. Dis baie mooi. Ja. Okay, so 'n storm, né, in ons lewe gebeur baie so. Oupa het nie besluit die band moet bars nie, dit het net gebeur, né? Né? Hy het nie voorberei vir dit nie. Hy het nie 'n ekstra band gehad nie. En toe sit hy in die probleem. En die vraag is dan, wat doen ons in ons lewe as ons so ewe skielik in die storm sit? As ons so ewe skielik met hierdie moeilikheid op ons skoot sit? Wat gaan ons nou maak? En dis baie mooi wat oupa gedoen het, né, Mimi? Dis in plaas van om sy toys uit die kot uit te gooi of om die sand in die lug op te gooi en 'n tantrum te gooi, het hy gebid, né? So dis baie mooi. Ja, en ons kan dit doen oral waar ons is, Dominee. Ons kan dit doen by die skool, as Susan my moederloos maak. Ja. En ons kan dit doen by die huis, Ja. as Jan my moederloos maak. Ja, ons kan dit oral doen soos hierdie maatjie sê. Ja, oral kan ons bid en vir Jesus daai storm gee, né? Ja. Right. Dankie Mimi. Dankie, Dis 'n baie mooi Dominee. storie. Dankie Mimi. Ons Dis het nou baie geleer by jou. storie. Ja. Dis dink hoekom ons dit het by mooi oupa gaan geleer. vandag. Dis baie Ja. mooi. Ja, mooi. Okay. Sal 'n maatjie dalk gou Mimi se oogies toe hou, nie haar mond of haar neus of haar ore nie, haar oë. Hierdie twee oogies en dan is daar 'n maatjie wat vir ons wil bid. Okay. Julle moet julle oogies toemaak asseblief. Dan gaan ons gou bid. Maatjies, julle moet ook julle oë toemaak. Dan gaan ons saam bid. Dankie sit laat dankie vir mamma en papa en 'n boetie en 'n so cute baba na papa be laat daarbij nog cuter word. Amen. 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 Dankie. Baie dankie. Alright julle. Dankie maatjies. Dankie, Kom ons sê vir Mimi maatjies. bye. Bye Mimi. maatjies. Bye. Bye. Dankie Mimi, gaan groete vir oupa. Alright. Baie welkom vanoggend by ons en ek weet dis lang naweek, so dankie dat jy hier is. As julle die afgelope 4 weke, vandag is die 4de week, maar as julle afgelope 3 weke by ons gekuier het, dan sal julle weet ons is besig om deur die boek van Markus te kuier. Ons het begin met die struktuur van Markus. Dit was nogals interessant om te sien van hoofstuk 1 af. Kom ek begin so. Markus deel hierdie gebeurtenis, die evangelie, die storie van Jesus, vertel hy baie mooi en die manier hoe hy dit skryf is hoe hy dit sal vertel. So hy skryf hierdie storie en hy begin dan in Kapernaum of waar Jesus dan by die see van Galileas. En dit sien ons aan van Markus 1. Julle sal sien 1 vers 1. Hy begin die storie. Hierdie is die evangelie van Jesus Christus. Hy laat jy nie wonder wie Jesus is nie. Hy begin van die begin af eerste vers. Hierdie is Jesus, hy is die Messias. En dan begin hy die storie vertel. So die eerste deel sien ons dan, dit is rondom die see van Galilea wat al die goed gebeur. Die tweede gedeelte dan van Markus se storie van Jesus is dan van Markus 8 tot by hoofstuk 8 tot by hoofstuk 10 en dit is dan waar jy van die see van Galilea, Kana, daai land of daai streek af onder toe besig is op pad na Jerusalem toe. En dan in daai tydperk is daar 3 keer wat Jesus vir sy disippels sê, ek gaan doodgaan, maar ek gaan opstaan. Nou raak die disippels opstandig en hulle hou nie daarvan nie en dan leer Jesus vir hulle iets baie waardevol oor disippelskap en wat dit beteken om 'n volger van Jesus te wees. Dit gebeur dan 3 keer in daai van see van Galilea af na Jerusalem toe. En dan die laaste deel is 'n lang deel van hoofstuk 11 tot hoofstuk 16 is dan gefokus op die laaste week van Jesus se lewe op die aarde voordat hy dan gekruisig is. Dit is die struktuur van Markus. Toe het ons gekyk na die verheerliking op die berg in Markus 9, 2 weke terug. En ons het gesien dat ons het gekyk na die lewe in die vallei. Ons het gekyk na of gesien dat die lewe is nie maklik nie, maar ons moet ons oë gefestig hou op Jesus en op die oorwinnings. En verlede week het ons aan gepreek uit Markus 5 waar ons gesien het tyd is absoluut in God se hande. Tyd is die perfekte tyd is wat Jesus dan dit bestuur om te wees. Julle sal onthou van die dogtertjie waaraan uit die dood uit opgeroep is. Julle kan ook dink aan Lazarus. Lazarus se sussie het gesê Jesus is 4 dae te laat, maar Jesus was presies op tyd.
want hulle het gesien wie hy is. Vandag gaan ons aan in Markus, maar ons gaan terug in Markus. Ons gaan Markus 4 vandag saam lees en saam dan bestudeer. So, net so voordat ons die skrif gaan lees, julle kan so lank oopslaan na Markus 4 vers 35, dis heel aan die einde van hoofstuk 4, vers 35 tot 41, is 'n baie bekende storie, en so terwyl julle dan op pad is na Markus toe, kom ons bid net gou saam. Liewe Vader, baie dankie vir die groot geleentheid wat ons het, om deur hierdie baie kort, eenvoudige, baie impaktvol storie wat Markus dan vertel, saam te kan lees en saam te kan bestudeer. Dat ons binne 2 ure hierdie storie kan lees en presies kan weet wie U is en wat dit vir ons beteken om gered te wees. Here, dankie dat ons vandag as gesin kan saamkuier weer eens in die woord. En Here, ek kom vra dat ons harte sal oop wees en reg wees vir die boodskap, sodat ons van hier af kan gaan en nie sal vergeet wat die boodskap gesê het nie, maar dat ons dit sal toepas in ons lewens. Dat ons sal besef dat, Here, U woord is lewend, maar is net lewend as ons dit lewe, as ons dit toepas in ons lewe. Here, ek kom vra dat U woord, nie net vandag se teksvers nie, maar soos ons in U woord lees en leer, dat U ons harte en ons verstand en ons gedagtes sal kom vernuwe. Here, ek vra dat ons ambassadeurs, verteenwoordigers van Jesus in hierdie donker wêreld sal wees, en dat ons sal aanhou groei in wie ons is in Jesus Christus. Dankie vir U genade, dankie dat U ons sondes vergewe en dat U vir ons die lewe en die lewe in oorvloed gee. Dankie vir U genade. Bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. So ons hoofteks vandag is dan Markus 4 van vers 35 tot 41. Baie bekende storie, en hy is kort, so ons gaan hom gou lees en dan gaan ons die konteks gaan kyk. Ons gaan kyk, hoekom is hulle hier? Wat het gebeur voor dit? So, Jesus maak die storm stil, vers 35. Laat daardie middag, sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle is hierdie kant van die see van Galilea, hy sê vir hulle, kom ons gaan na die ander kant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skei waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skeite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skei ingeslaan sodat die skei al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee U dan nie om dat ons gaan vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Dis ons hoofteks dan van vanoggend. Jy kan net jouself indink waar hierdie ouens hulle self gekry het. In die middel van die see van Galilea, ewe skielik is daar 'n storm, en hulle is res. Ons gaan vergaan. Daar's 'n paar goedjies, ons gaan nou die teks lekker saam deurwerk en deurbreek, maar ons moet verstaan hoekom hulle hier is, hoekom Jesus geslaap het, hoekom hulle gedink het, meneer gee dan nie omdat ons gaan vergaan nie. Sê hulle, Jesus gee nie omdat hulle gaan vergaan nie, of Jesus gee nie omdat hulle almal, Jesus insluitend, gaan vergaan nie. Want hy lê in slaap, maar hulle is besig om te verdrink, hulle gaan verdrink. 'n Mens moet dink aan die tyd van die dag, laat daardie middag. So, die tyd waar daar 'n storm opduik, kan jy jouself net indink hoe donker dit kan wees. As jy vandag 'n storm oortrek, dan raak dit donkerder. En laat die middag, aand is op pad, kom maar 'n geweldige storm, jy kan jouself net indink hoe donker is dit. En die boot is besig om vol water te word, voller en voller, en hierdie vissermanne besef, ons gaan dit nie maak nie. As jy roei, waartoe roei jy? Ons weet nie waar die land is nie. As die boot sink en jy swem, waartoe swem jy? Ons gaan verseker versuip. Dis vissermanne wat storms ken, maar die see van Galilea was bekend vir storms, maar nie in die aand nie. So dis hoekom hulle oorgevaar het. Hulle het nie gedink daar gaan 'n issue wees nie. En hierdie storm duik op, en hulle sit in die middel van dit. En hulle stres, hulle is bang vir hulle lewens. Maak vir Jesus wakker. Gee U dan nie, of gee meneer dan nie omdat ons gaan vergaan nie. Jesus staan op, bestraf die wind in die see, storm gaan lê, see gaan lê, spieël glad. En hy vra vir hulle, hoekom is julle bang? Waar is julle geloof?
En dan met daai groot ontzag is hulle vervul. Dis 'n diep vrees, 'n groot vrees dan vir die Here waarmee hulle vervul is. En hulle vra, wie kan hy tog wees? Dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Kom ons gaan na Markus 4 toe. Markus 3. Ek wil hê julle moet asseblief in julle Bybels blaai Markus 3 toe. Ek het hom nie op die bord nie. Asseblief blaai so intoe, lees saam. As jy nie jou Bybel het of 'n Bybel op jou foon het nie, luister net na wat gebeur. Ons gaan die hele Markus 3 lees, want dis relevant, dis baie belangrik, want dit is alles eendag tot waar hierdie storm dan losgebars het. Van die oggend tot die aand waar hulle dan in die storm was. En die dag begin dan in Markus 3. Die man met die gebreklike hand, ek lees van vers 1 af. Jesus het weer na die sinagoge toe gegaan. Daar was 'n man met 'n gebreklike hand. Die Fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy hom op die Sabbatdag sou gesond maak, sodat hulle vir Jesus daaroor kon aankla. Hy sê toe vir die man met die gebreklike hand, staan op hier tussen hulle. Daarna vra hy vir hulle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen, iemand red of doodmaak? Hulle het egter niks gesê nie. Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk en hy was diep bedroef oor hulle verhardheid. Hy sê toe vir die man, steek uit jou hand. Hy sê hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Die Fariseërs het uitgegaan en dadelik met die Herodane 'n komplot teen Jesus gesmee om die lewe te bring. Vers 7. Jesus het toe met sy disippels teruggegaan na die see toe. 'n Menigte mense het van Galilea af agter hom aangegaan. Ook van Judea af en uit Jerusalem en van Idumea en van die oorkant van die Jordaan en van rondom Tyrus en Sidon af. Het daar baie mense na hom toe gekom toe hulle hoor wat hy alles doen. Weens die gedrang het hy vir sy disippels gesê om vir hom 'n kykie reg te hou sodat die mense hom nie vertrap nie. Hy het baie mense gesond gemaak sodat almal wat die een of ander siekte gehad het, hom oorval het om aan hom te raak. As mense wat van onrein geeste besete was, hom sien, het hulle voor hom neergeslaan en geskree, U is die Seun van God, maar hy het hulle baie uitdruklik belet om bekend te maak wie hy is. Vers 13. Jesus het teen die berg opgegaan en die wat hy wou hê nader geroep en hulle het na hom toe gekom. Hy het die 12 wat hy apostels genoem het aangestel om by hom te bly sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Hulle het ook die mag ontvang om bose geeste uit te dryf. Hy het hierdie 12 aangestel, Petrus, soos hy Simon genoem het, Jakobus seun van Zebedeus en Johannes die broer van Jakobus. Vir hulle het hy die bynaam Boanerges gegee, dit wil sê die manne van donder. Andreas, Philippus, Bartholomeus, Matteus, Thomas, Jakobus seun van Alfeus, Thaddeus, Simon die Kananeer en Judas Iskariot wat vir Jesus vra het. Vers 20. Daarna het Jesus huis toe gegaan. 'n Menigte mense het weer saam gedrom, sodat daar nie selfs 'n geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê, hy is van sy kop af. Of hy het van sy kop afgeraak. Die skrifgeleerdes, wat van Jerusalem afgekom het gesê, hy is van Beelzebul besete. En dit is met die hulp van die aanvoerder van die bose geeste, dat hy bose geeste uitdrywe. Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord. Hoe kan die Satan uitdrywe? As 'n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie kan bly staan nie. As die Satan teen homself in opstand kan kom en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar is dit sy einde. Bovendien kan niemand in 'n sterk man se huis ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie. Eers dan sal hy die huis kan beroof. Dit verseker ek julle. Alles sal die mense vergewe kan word, al die sondige lastertaal wat hulle praat. Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. Dit het hy gesê omdat hulle gesê het, hy is van 'n onreine gees besete. Vers 31. Sy moeder en sy broers het toe gekom, hulle het buite bly staan en 'n boodskap na hom toe gestuur om hom te roep. 'n Menigte mense het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, kyk, u moeder en u broers en u susters daar buite soek u. Maar hy sê vir hulle, wie is my moeder en my broers? Hy het die mense aangekyk wat in 'n kring om hom gesit het en gesê, hier is my moeder en my broers,
Elkeen wat die wil van God doen is my broer en my suster en my moeder. Jy kan jouself net indink wat 'n ongelooflike dag hierdie was. En dan in hoofstuk 4, dan die alombekende gelykenis van die saaier, die gelykenis van die mosterdsaadjie. Dan leer Jesus verder vir hierdie mense. So hy is dan weer op pad terug na die see toe en hy gaan leer dan hulle verder. So hy het by die sinagoge begin, toe sy na die see toe besef hy, hier moet ek 'n plan maak, want die mense gaan my vertrap. Hulle val oor mekaar om aan hom te raak. Maar nie net dit nie, by die sinagoge vals beskuldig hulle hom. Hulle wil hom doodmaak al. Sy eie familie dink hy's mal. Die mense raak mal om aan hom te raak. Die bose geeste freak uit. Dit is 'n rowwe dag. Jesus gaan op na die berg toe. Hy kies dan sy 12 apostels. Hy gee vir hulle roeping om te preek en om bose geeste ook uit te dryf. Hy gaan dan weer huis toe. Dis weer so gemors met klomp mense dat hy nie eers geëet kry nie. Mense weer vals beskuldig hom. Dan wil sy moeder en sy broers en sy suster wil hom dan weer wegneem. Ja, nou aan Jesus net aanleer vir hierdie klomp menigte mense. Julle is my broers en my susters, julle is my familie, as julle doen wat die Here wil. En dan gaan hy weer terug na die waters toe, om verder hierdie menigte mense te leer. Leer hulle dan met gelykenisse. Ek wil julle voorstel, gaan lees Markus 4, waar Jesus dan hierdie gelykenis van die saaier en die goed, en hy raak dan aan die hart van die mens. En dan kom ons by hierdie lang dag se einde, waar Jesus vir hulle sê, kom ons vaar na die oorkant toe. En dan kom hierdie geweldige storm. Nou kan ons besef hoekom Jesus geslaap het. As jy so 'n dag beleef, jy kan jouself net indink. En in hierdie teks sien 'n mens iets van Jesus se menslikheid. Hy's God en hy's in beheer, maar hy's ook mens. En hierdie dag het hom uitgeput. Hy het nie eers geëet nie. En hy's moeg. En hy slaap. En die disippels sien dit as, jy gee nie om nie. Maar hy staan dan op, bestraf die wind en die see, en het word rustig. So ons gaan na hierdie, elke vers gaan ons gou kyk, en dan gaan ons presies kyk wat dan daar gebeur het. So die eerste deel, laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Ons het nou gesien hoe daai dag gelyk het. Hulle vaar oorkant toe, né? En dit is laat die middag. Nou kan jy jouself indink hoe donker dit geraak het, toe hulle dan die mense, ek gaan lees vers 36, en dan daai skielik het daar 'n storm losgebars. Dit het ewe skielik toe donker geword. En dit is ook hoekom daai vrees gekom het. So, vers 36. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skei waarin hy gesit het. Hy het op die skei gestaan en die mense geleer. Dan, daar was ook nog ander skeite by. Die mense wou aanhou hoor by Jesus, saam gaan na die ander kant toe. En hulle het dan ook skuite of bootjies gekry om saam te gaan. Daar was nog ander skeite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars. So nou kan jy jouself indink, hulle is al 'n geruime entjie in, dit het donker geword, storm het gekom, en hierdie vissermanne, baie van die disippels was vissermanne, wat vir hulle lewenslang vasgevang het, hulle ken die see van Galilea, en hier weet hulle nie wat om te maak nie. Hulle hande is afgekap. Dis donker, as ons sink, waantoe sink ons weet nie waantoe om te swem nie, dis ons gaan hier vergaan, en hulle word bang. En dan, die groot storm is skielik, en die golwe slaan in die skei in, sodat die skei al begin vol word het. En dan sien ons, Jesus het op die bank, op die agtersteewe gelê en slaap. Ons weet nie hoekom. Hy was moeg. Hy het 'n lang dag gehad, 'n lang dag van bediening, gesond maak, wonderwerk na wonderwerk. Het het begin by die man se kreupelhand, en dit het begin by waar mense hom komplot om hom dood te maak. Dit het gegaan na waar sy familie dink hy's mal, waar die mense dink hy's deur Beelzebul, die Satan, besete, waar mense oor mekaar val om aan hom te raak, sodat hulle genees kan word. Waar die mense wat besete is met die bose geeste uitskree, U is die Seun van God. En dis in die tyd van Jesus se bediening, waar hy nog nie wil hê, dit moet so bekend wees nie, maar dit is baie duidelik klaar al bekend. Mense stroom na Jesus toe, om by hom te leer, om aan hom te raak, om by hom te wees, totdat so 'n punt kom, waar hy nie eens kan eet nie, sy familie dink hy het sy kop verloor, hy is van sy kop af, hulle wil hom net gaan haal, en dan sê Jesus vir die mense wat daar by hom sit, die wat gehoorsaam is in die wil van my Vader,
julle is my familie. Dan leer hulle van die hart. Maar, dan sien ons, die disippels beleef 'n storm daar buite, wat hulle verseker gaan laat vergaan, maar hulle beleef ook 'n storm hier in hulle hart. Hulle maak vir Jesus wakker en vra, meneer, gee u dan nie om dat ons gaan vergaan nie? Weereens, soos wat ek gesê het, nie noodwendig hulle as disippels nie, insluit Jesus, dat ons gaan vergaan nie. Gee nie om nie, ons is besig om te sink, hierdie boot gaan sink, ons gaan vergaan en jy slaap. Gee jy nie om nie. En is mooi wat Jesus doen, hy antwoord nie hulle vraag nie. Hy spreek nie hulle hartse storm aan nie. Hy sal dit nou aanspreek. Maar eers spreek hy die fisiese storm aan. Hy staan op en hy sê vir die wind en die see, hou op, bedaar. Daar's 2 plekke in die Bybel waar hierdie woord hou op of bly stil genoem word. En jy skryf hom so. Dis pefimouso of pefimoso as jy die Grieks gaan kyk. Hierdie woord beteken letterlik as jy 'n wilde hond se snoet gaan toemazzle sodat hy nie kan blaf of kan byt nie. Nee, dit beteken letterlik shut up. Dit beteken letterlik bly stil. En dit word met gesag gesê. Dit word nie geskree nie, dit word nie bewys nie, dit word gesê en daar is gesag. Dis die betekenis van hierdie woord, is letterlik met gesag bly stil. En daar word gehoorsaam. Die ander plek waar dit genoem word in die Bybel, is in Markus 1, waar daar dan hierdie gebeur. Markus 1 vers 23 tot 26. Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge 'n man wat van 'n onreine gees besete was. Hy het uitgeskreeu, wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? U weet goed, ek weet goed wie u is die heilige van God. Maar Jesus het hom skerp aangespreek, bly stil, sy selfde woord. Bly stil en gaan uit hom uit. Die onreine gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskree en toe uit hom uitgegaan. Hierdie disippels was by toe dit gebeur het. Hulle het hierdie woord gehoor, dalk nie in Grieks waar die Nuwe Testament vertaal is nie. Hulle sou dit in Aramees gehoor het. Ek kan nie hy woord lees nie, ek kan hom nie uitspreek nie. Dis hoekom wat sê die Grieks in Markus? Hy sê pefimoso. Dit beteken letterlik to be muzzled, stil te bly met gesag. En Jesus spreek hierdie onrein gees aan. Pefimoso. En hy is gehoorsaam. Jesus spreek die storm aan. Pefimoso. Bly stil. En dit gehoorsaam hom. Hierdie disippels beleef al twee hierdie gebeurtenisse. En wat baie duidelik is, Jesus het nie net mag oor die geestelike riem nie, oor die demone, oor die onrein geeste, wat gehoorsaam is, wat presies weet wie hy is. U is die seun van die Heilige. Toe die mense val en die onreine geeste spreek, u is die seun van God. Hierdie man sê ook, u is die Heilige van God. Die onreine geeste weet wie Jesus is. Natuurlik weet hulle wie hy is. En hy spreek hulle aan. En hulle het nie 'n keuse nie, hulle is gehoorsaam, want Jesus het gesag. Hy is die koning. Hy is die skepper. Hy is een wat oorwin. Hy het gesag. Nie net oor hulle nie, maar oor die storm ook. Jesus sê, bly stil, bedaar. En wat doen die storm? Dadelik, gaan leer dit. Jesus het gesag oor die natuurlike, fisiese storms, en hy het gesag oor die geestelike riem, oor die onrein geeste, oor die goed wat ons nie altyd so lekker verstaan nie. Hy het gesag oor alles. En met hierdie een woord sien ons dit baie duidelik. Dis die enigste twee plekke in die Bybel wat hy dit sê. Een is vir onreine gees en hy is gehoorsaam. Een is vir die storm en die storm is gehoorsaam. Ons gaan dan aan. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. En nou spreek Jesus die storm in hulle hart aan. Hy het nou die storm, fisiese storm aangespreek, bly stil, bedaar, dit het gehoorsaam. En nou spreek hy hulle hartse storm aan. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? En dit is interessant, want hulle loop al 'n geruime tydjie saam met Jesus. Hulle het al hierdie goed wat Jesus gedoen het beleef, gesien, die man se hand. Voor dit is daar ook wonderwerke wat gebeur het. Goed wat Jesus geleer het, goed wat hy gesê het, goed wat hy gedoen het. Wat hulle kon sien, hier is gesag.
Hulle weet nog nie heeltemal Jesus is die Messias nie, maar hulle weet hier is iets aan hierdie man. En hulle volg hom. Hulle leer by hom. Hulle sien wat hy doen. Genees 'n man se hand. Die bose geeste word uitgedryf. Die siekes word gesond gemaak. Wonderwerk na wonderwerk na wonderwerk beleef hulle en hulle sien Jesus dit doen. En hierdie manne stap saam met Jesus. Hulle word 'n opdrag en 'n roeping gegee. Julle gaan preek. Julle het ook die mag gekry om onreine geeste uit te dryf. Maar hier is hulle op hierdie storm. Hierdie storm waarvoor hulle nie gevra het nie. Hierdie storm wat hulle in was, omdat hulle gehoorsaam was aan Jesus. Jesus het gesê, kom ons vaar oorkant toe. En hulle was gehoorsaam. Hulle het gedoen wat Jesus vir hulle vra. Nie word hulle in die middel van die storm vasgevang. 'n Storm wat hulle nie beplan het, of verwag het, of voorberei het nie. Maar hier sit hulle. En jy kan daai watertjie skep, jy kan roei, jou hande is afgekap, jy kan niks maak nie. Dis donker, as jy iets maak, waartoe maak jy dit? Waartoe swem jy? Jy kan nie roei nie, die boot sink. Dis 'n gemors, ons gaan vergaan. En hulle harte is, Jesus, hoekom? Ons was gehoorsaam, ons is nog die hele tyd gehoorsaam. En hier sit ons. Hier sit ons in hierdie storm. Gee u dan nie om, dat ons gaan vergaan nie. En Jesus spreek dit aan, hoekom is julle bang? Hulle sal nog besef wie Jesus is, en wat Jesus se roeping en sy belofte aan hulle is. Hulle sal nog besef dat Jesus op pad na die kruis toe is. Hulle sal nog besef dat hy elke belofte hou. Hy het vir hulle gesê, kom ons gaan na die oorkant toe. Wat beteken ons gaan by die oorkant uitkom? Jesus weet, hy is op pad na die kruis toe, hierdie storm gaan hom nie doodmaak nie. So hy kan slap. Hy is moeg, yes, maar hy kan slap. Hy weet, hierdie is nie sy einde nie. Hy vra hy vir sy disippels, hoekom glo julle nie? Waar is julle geloof? Het julle dan nie geloof nie? Dis half skrikwekkend of skokkend dat die bose geeste skree uit, u is die seun van die heilige, u is die seun van God, en hierdie disippels, hulle sukkel om te glo. Hulle sukkel, hulle sien alles wat Jesus doen, hulle sukkel om te glo, hulle het nie vertrou nie. Maar dan in vers 41, dan sien ons, hulle is met 'n groot ontzag vervul. As jy die 53 vertaling het, sal daar staan, hulle is met 'n groot vrees vervul. Daai ontzag, daai vrees is 'n goddelike vrees. Dis ons is in die teenwoordigheid van gesag. Hierdie man het opgestaan, hy het die wind en die see bestraf, hy het dit net aangespreek en gesê, bly stil, bedaar, en dit is hom gehoorsaam. En hulle vra, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Hy het 'n vrees vir God begin ontwikkel, en daai storm is die rede vir dit. Nou hierdie ouens het in hierdie storm iets van Jesus ontdek. Hulle het dalk iets van hulle self ook ontdek. Ons is nog onseker, ons weet nog nie regtig wie Jesus is nie, ons verstaan nog nie ons roeping nie, maar ons is gehoorsaam. Ons doen wat hy van ons verwag. En baie keer vind ek en jy onsself in daai bootjie, waar ons sê, ek is gehoorsaam aan die wil van die Here. As hy sê, gaan oorkant toe, dan doen ek het. Ek is gehoorsaam. Maar dan stuur hy storms. Ek beleef storms in my lewe. Soos wat hierdie disippels beleef het. Hulle het hom nie voorberei of verwag vir hom nie. Ewe skielik toe hulle sien, toe val hierdie storm op hulle. En hier sit jy in dit. En as jy net bietjie aan jou eie lewe dink, dan sal jy aan daai storms kan dink. Jy sal daai storm op sy naam kan noem. Daai storm waarvoor jy nie voorberei nie. Daai storm wat jy nie beplan het of verwag het nie, as jou oë uitvee, sit jy in die middel van dit. En ons elkeen wat hier sit, het al so 'n storm in ons lewe gehad, as ons nie nou in so 'n storm is nie. En ek kan julle amper beloof, as jy nie nou in 'n storm is nie, en jy het al 'n storm beleef, is jy nou op pad na 'n storm toe. Storms is deel van ons lewe. Ons beleef dit, ons is in dit. Dan gaan die storm verby, dan is ons weer in die storm. En wat dit dalk moeilik maak is, die feit laat ons in die wil van die Here loop. Ons is in die wil van die Here en dan beleef ons hierdie storms. En baie Christene sal vra, Here, hoekom ek? Hoekom laat U dit toe? Hierdie storms kan verskriklike baie goed wees. Finansiële stres, kinderstres,
besigheid wat fout. Ou sondes wat jou terugkom inloop. Ou mense wat jy in die rug gesteek het wat jou nou kom opspoor. Dit is 'n willekringloop. Maar die waarheid is ook, ons veroorsaak nie altyd die storms nie. Dis nie jou eie doen en late nie. Hierdie storms val net op jou skoot, soos oupa se trekker tyre. Hy het nie onverskillig gery nie, die trekker se tyre het gegroet. Dit was dalk sy tyd. Maar baie keer in ons lewe beleef ons storms, of ons het dit klaar of self veroorsaak, dalk sit ou sondes wat ons nou kom inloop, dalk sit simpel keuses wat ons gemaak het, dalk sit min vertroue in die Here, dalk sit dis goed wat jy self veroorsaak het. En baie keer beleef ons storms wat ons nie veroorsaak het nie. Goed wat net gebeur, siekte, kanker. Daai goed val op jou skoot en hier sit jy met dit. Jy het nie gevra vir dit nie. Jy het nie voorberei vir dit nie. Jy het nie medies nie, nou sit jy in dit. En die vraag is nou, hoekom sal God daai storm toelaat oor jou pad? Soos wat hy hierdie storm oor die disippels se pad toegelaat het. As jy mooi daaraan gaan dink, het hierdie storm forceer dat die disippels se oë oopgaan teenoor wie Jesus is. En hulle vra dit met 'n vraag: wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Hulle besef wie Jesus is. En hierdie storm is wat hulle oë oopgemaak het. Hierdie storm is wat gemaak het dat hulle vertroue verdiep in Jesus. Hierdie storm is wat gemaak het dat hulle maak nie meer staat op hulle self nie. Hulle het na Jesus toe gaan en hom wakker geskit. Maar baie keer in ons storms wil ons roei. En ons wil water skep. En ons wil die planne maak. Ons wil uit hierdie storm uitkom en Jesus slaap in die agtersteewe. Hy is saam met jou op die boot. Maar hy wag vir jou. Wag vir jou om na hom toe te kyk. Om hom wakker te ruk. Om hom te sê, Jesus, ek kan nie meer op my eie nie. Ek roei in sirkels, ek skep, maar dit word nie leer nie. Ek gaan vergaan. En hierdie storm is niks vir Jesus nie. Hy staan op, bestraf het met sy woorde, en die storm is gehoorsaam. In my en jou lewe mag ons dalk besef dat die storms oor ons lewe is nie om ons te straf nie. Hierdie storm kon hulle lewens vat, maar dit het nie. Want Jesus is in beheer. Mag jy besef dat in jou lewe, in my lewe, wanneer die storms kom, nie as die storms kom nie, wanneer dit kom, dit gaan kom, ek kan jou beloof. Wanneer daai storm kom, mag jy dadelik jou oë op die Here gerig hou. Mag jy dadelik aan Jesus vashou. Mag jy nie eers jou eie plannetjies maak nie, al het jy self daai storm veroorsaak. Mag jy dus besef dat Jesus is saam met jou in daai boot. Soos wat hy saam met hulle in die boot was. En iets wat baie mooi is Jesus het in hulle bootjie geslaap. Hy slaap nie in my en jou bootjie nie. Psalm 121 sê dit, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal my hulp vir my kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Mag ek en jy besef dat wanneer ons daai storm beleef, as jy nou in daai storm is, kyk na Jesus. Gee daai storm vir hom. Jy kan niks maak nie. Jy kan roei, dit gaan nie help nie. Jy kan begin water skep, dit gaan nie help nie. Jy het geen gesag oor daai storm nie. Maar jy ken iemand wat gesag het oor daai storm. Jy ken iemand wat gesag het oor die natuurlike en oor die geestelike. Jy ken iemand wat jou lewe reeds gered het aan die kruis. Jy ken iemand wat saam met jou is. Wat nie slaap of sluimer nie. Jesus se liggaam is verheerlik. Hy het opgestaan uit die dood uit. Hy is nie meer of word nie meer moeg nie. Hy lewe en hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy regeer, hy is die koning van die konings. Hy stuur sy Heilige Gees om by ons te wees. Hy is nie weg nie, hy is by jou in daai storm. Die vraag is net, besef jy dat die koning saam met jou in daai storm is? Besef jy dat hy saam met jou in jou bootjie sit? En mag jy gehoorsaam wees eerstens, om jou vertroue op hom te plaas, en tweedens om oor te gee
om te submit. Hierdie disippels kon ook staan en skree, maar hulle het nie, hulle het oorgegee en vir Jesus gevra. Hulle het dit nou snaaks bedoel, want die storm was hulle hart ook, gee u dan nie om dat ons gaan vergaan nie. En Jesus bestraf hierdie see, die wind, het word kalm, het word stil. En Jesus spreek die storm in hulle, en hy spreek die storm in ons harte aan. Waarom is jy bang? In die storm wat jy nou beleef, hoekom is jy bang? En in die storm wat jy nou beleef, waar is jou geloof? Hou jou oë op Jesus gerig. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie dat ons hierdie storie wat die disippels beleef het, hierdie geweldige storm wat ewe skielik op hulle opgeduik het, dat hulle dit beleef het, en Here, dat ons kan sien dat, Here, U laat baie keer storms toe, sodat ons kan verdiep in ons geloof, sodat ons kan leer hoe om oor te gee, hoe om te submit onder U koninkryk, hoe om oor te gee aan die regeerder. Soos wat Paulus sal skryf, ons moet 'n slaaf word vir Jesus. Dit beteken ek het 'n eienaar. Jesus, die koning is my eienaar. Here, en baie keer gebruik U daai storms om ons iets te leer, en baie keer stuur U daai storms om ons iets te leer. Soos in Job se lewe. U het daai storms gestuur, U het dit toegelaat. En Job het aan die einde geleer wie U is en U grootheid beleef. Here, mag ons in die storms wat ons beleef in ons lewe, mag ons U grootheid beleef. Mag ons U koningskap, U autoriteit, U mag en gesag, mag ons dit beleef oor die situasies en die storms waarin ons onsself vind. Maar om dit te sien, om dit agter te kom, moet ek my storm vir U gee. Moet ek sê, Here, hierdie is buite my hande, ek kan niks hier doen nie, ek het nie gesag hier nie. Hierdie storm is besig om water in my bootjie in te slaan en ek gaan verseker versuip. En Here, wat U doen is om daai storm aan te spreek, te bestraf. Te sê, bly stil, bedaar. En dis gehoorsaam. En Here, wat U dan ook aanspreek is die storm in hulle hart. Wat U ook aanspreek is die storm in ons hart. As ons op die koning van die konings, die skepper van die heelal, as ons op U vertrou, en as ons weet en glo en verstaan dat U ons reeds gered het, hoekom is ons bang? Waar is ons geloof? So ek kom bid, laat ons nie op onsself sal staat maak, soos wat die disippels die eerste deel van die storm op hulle self en hulle vermoë staat gemaak het. Die is vissermanne, hulle weet hoe om 'n boot te roei, hulle weet hoe om deur 'n storm te gaan. Hulle het besef, hier is ons hande afgekap. Ek kan niks hier maak nie. En hulle plan B, of die laaste opsie was om U wakker te ruk, wakker te skud. Here, mag ons nie soveel op onsself staat maak, of op onsself vertrou, op ons eie vermoë nie, want in 'n storm het ons geen gesag nie. In daai moeilike finansiële druk, in daai familiekrisis, in daai werkskrisis, in daai onvoorspelde wiel wat bars, in daai dele van ons lewe wat ons nie wil hê nie, maar waarin ons onsself vind, mag ons die eerste reaksie ons oë na U toe rig en bid. In plaas van om ons toys uit die kot uit te gooi, in plaas van om planne wat nie planne is nie te maak, in plaas van om ander mense in te loop, Here, mag ons oë na U toe rig. En daai storm waarin ons onsself vind, sê, Here, U het gesag oor hierdie storm. U het gesag oor die storm in my hart van wantroue, my hart van ongeloof, my hart van vrees. Here, U het gesag daar. En soos wat Jesus die storm, natuurlik die fisiese storm stil gemaak het, so het hy ook die volle gesag en mag om die storm in ons harte ook stil te maak. Om hy klomp vrae wat ons onseker maak, om daai twyfel, as ons daai vir die Here gee, vra hy ook hierdie twee vrae. Waarom is jy bang? Het jy dan nie geloof nie? Here, mag ons besef dat ons is, U is nie in ons bootjie nie, ons is saam met U in U bootjie. U het ons reeds gered. U het vir ons reeds die lewe en die lewe in oorvloed beloof.
U hou U beloftes. En waantoe ons op pad is die ewige lewe, saam met U in die koninkryk. Ons is reeds gered. Here, mag ons nie vrees vir hierdie storms wat oor ons pad kom nie, mag ons dit dadelik vir U oorgee, mag ons geloof en ons vertroue getoets word, sodat ons kan verdiep in ons verhouding, ons geloof, ons vertroue in U. Ek bid dit in die naam van ons Redder, Jesus Christus. Amen.